ek weet, ons is dikwels beskuldig dat ons pro-Duits is. Dit is nog nie so seer gewees dat ons anti-Engels en pro-Duits is nie, ons is pro-Afrikaans gewees, pro ons eie vryheid. En ons het net gevoel dat as Duitsland die oorlog wen, dan staan ons 'n beter kans om 'n republiek te word hier. En ek het probeer my bes saam met ander mense om vir daardie dag mens voor te berei. Reg is daai dag aanbreek. Daar is vandag nog heel wat wanopvattings oor die ideologie van die Ossawa brandwag. Soos reeds gesê, was die beweging diep gewortel in die republikeinse tradisie, 'n versetaksie teen Britse imperialisme. Dit was op die koers dat die nuwe leier Dr. Hans van Rensburg dan ook die OB gehou het. Maar kom ons laat die oudlede self praat oor die inslag, die doel en oogmerke van die beweging. Die ideoloog van die tyd was professor Stoker en L.J. Du Plessis, Dr. Du Plessis. En hulle was deurdrenkte Calviniste. Maar dit is waar dat ons 'n gevoel gehad het dat die Britse stelsel, parlementêre stelsel, nie meer vir ons doelmatig was nie. Ons wou nie 'n eenpartystaat gehad het nie, maar 'n partylose staat. En om dit te verwesenlik, het ons gevoel, moes die Ossawa brandwag hom voorbeywer. Die volk in daardie tyd was hoofsaaklik verarmd. En ek moet sê, daar is na die staat omgesien om te help. En daar was stellig 'n sterk streep sosialisme in ons siening van sake van die dag. Maar ons het ook gesê hierso, saam met mense in Europa, dat ons is nie kommunisme nie. En ons is nie 'n kommunistiese revolusie teen die dekadente kapitalistiese stelsel nie. Ons is die kontra-revolusie, ons is teen die kommunisme, maar ons is nog altyd 'n revolusie teen die kapitalisme. En daarom het die Ossawa brandwag altyd gepraat van 'n volkseie sosialisme. Maar ons het nooit onsself beskou as iets anders as boere nie, as Afrikaners nie. Trouwens nie net Afrikaners nie, maar as boere. Onder Dr. van Rensburg se leiding was die OB steeds 'n krag om mee rekening te hou. Die nasionale party het met verloop van tyd al hoe meer onthuts geraak oor die beweging en oor die uitlatings van sy dinamiese jong leier. Die grense tussen die twee organisasies, soos afgebaken deur die Kraddock-ooreenkoms, die kon maar net nie bly staan nie. Op 2 Augustus 1941 hou die Afrikaner Broederbond 'n vergadering in Johannesburg van die sogenaamde eenheidskomitee. Dr. Malang en Dr. van Rensburg het hulle onderskeie organisasies verteenwoordig, terwyl Dr. Meyer en Dr. Diedericks onder die vredemakers getel het. Nog in dieselfde maand, hier aan die rand, spreek Dr. van Rensburg 'n vergadering toe, waarin hy onder meer verklaar, die Reddingsdaadbond sorg vir die ekonomiese sy van die Afrikaner, die FAK vir die kulturele sy, en die Ossawa brandwag sorg vir die hele volk. Hy dek die hele front. Dr. Malang rig hierna 'n ultimatum dat die OB hom onmiddellik aan die politieke terrein moet onttrek. Die OB weier en 'n felle stryd bars los. Soos ek dit sien, dit is my persoonlike mening en dit is gegrond op feite. Wou die nasionale party later in die Ossawa brandwag 'n mededinger gesien wat vernietig moet word. Dr. Malang was nooit 'n ernstige republikein nie. Dr. Malang het gesê, mense kan maar oor die republiek praat.
Hulle kan maar die republiek propageer. Tot op 'n stadium wanneer die hele volk ten gunste van die republiek sou wees. As 'n mens stip na die Nasionale Party kyk, kort, of kom ek sê in die periode toe die Duitse oorwinningshoogtyd gevier het die Nasionale Party baie sterk ook die resep van die Ossawa brandwag probeer volg. Ek praat nou van die moment toe Dr. Malang eintlik met Hans van Rensburg gebreek het of daar 'n breekspel gekom het. Maar naarmate die Nasionale Party al hoe meer die klem gaan lê het op die konstitusionele en minder op die atavistiese of ativistiese, het ons al hoe meer begin voel, nee, dis reg. Hulle het nou maar deel geword van sy majesteit se spel. Hy is, Nasionale Party is maar sy majesteit se oppositie. Hy vervul sy rol in die groot stelsel. En ons wil van die stelsel ontslae raak. As redakteur van die Transvaaler het Dr. H.F. Verwoerd namens die Nasionale Party die een venynige aanval na die ander op die OB gedoen. Een aand laat in Oktober 1941 het 'n paar gemaskerde manne selfs probeer om hom te ontvoer. Robbie Leibrand het ook uiteindelik sy remme styf geloop. En die man wat by geleentheid gesweer het dat hy hom nooit lewendig sou laat vang nie, het hier op die Vierdaagbrug op die ou Pretoria pad in 'n polisielokval vasgery om uiteindelik tereg te staan op 'n klag van hoogverraad. In die tyd dat hy op vrye voet was, het hy daarin geslaag om die Ossawa brandwag se kaarte goed deurmekaar te krap. 3 van sy volgelinge, almal oud stormjaars, het reeds gesterf. En die geliefde Johannes van der Walt was self 'n voortvlugtende. Terwyl hy nog op vrye voet was, lê Johannes van der Walt 'n verklaring af voor 'n Albertonse prokureur. Hierdie verklaring word deur Dr. D.F. Malang in die parlement ter tafel gelê en veroorsaak groot opskudding. Onder meer word daarin beweer dat die OB-leiding besig is om die Afrikaner volk te verraai. Dit was 'n getikte dokument. En daar is byvoorbeeld ons foute op die dokument wat 'n man wat so 'n dokument opstel nie self sou gemaak het. Byvoorbeeld 'n fout met sy rang, sy eie rang, is deur homself gekorrigeer en in ink aan die kant ingeskryf. En dan is daar ook dele van 'n paragraaf waarin Dr. van Rensburg ingesleep word as 'n verraaier. Hy sleep Jurling in en dan van Rensburg ook. En jy kan sien daar dat Van der Walt daai hele sinne doodgetrek het en aan die kant geïnisieer het. Nou dit is jou door bewys dat is 'n dokument wat iemand anders opgestel het en aan hom voorgelê het vir ondertekening. Die Leibrand en Van der Walt gevalle het die owerheid weer eens laat besef dat die groot aantal geregsdienaars wat die anti-oorlogsgesinde saak steun, dit bykans onmoontlik maak om teen die stormjaars op te tree. In Januarie 1942 ontdek hulle 'n boekie met die name van 200 Afrikaanssprekende polisiemanne daarin. Tydens 'n parade dieselfde maand word al 200 aangehou en na die interneringskamp op Koffiefontein gestuur, waar hulle ondervragings sou ondergaan met die oog op vervolging. Wat in die polisiehoofkantore gebeur het van A tot Z, het na my toe gekom. En toe gryp die polisie sommer sulke hande vol stormjaars wat niks met Leibrand te doen het nie. En om 'n lang storie kort te maak, toe die manne daarom gevoel hulle moet hom 'n bietjie hulle tande wys. Op watter wyse het die stormjaars toe opgetree? Ja, moeder. Nee, dit kan ik niet. Dat is Karel afleiding. Dat kan ik niet vertellen. Nee. En toe daai draadknippery gekom. En daar was 'n hele paar insidente, snaakse insidente. Aan die Vrystaat was 'n boer wat sommer gegaan het. Hy het die bevel kry, vat hy sy trekker en hy gooi hom daar, sy ketting om die
telegroompaal en hy sleep die spul sommer uit mekaar weg. En hy ry met die trekker terug na sy huis toe. Die speurders het gekom en die trekkerspoor gevat en dit daar gekry. En 'n ander een het gedink, nee, wat die maklikste is, hy vat 'n staaltou en gooi dit hier oor as die telefoondrade wat oor die hoofpad loop. En hy het so 'n swaar Pontiac motorkar gehad. En hy jaag om die drade plat te ruk. En al wat hy toe kon kry is, hy ruk toe sy kar, laat hy op sy neus staan. Maar die drade het nie pad gegee nie. So daar was nogal koddige goed ook met dieselfde tyd. Toe die 200 polisiemanne op Koffiefontein aankom, was daar al baie ander verdagtes, uitgesproke anti-oorlogsgesindes en vermeende stormjaars wat maande lank hier en in ander interneringskampe sonder verhoor aangehou is. In die opsig was die groepie gelukkig. 58 van hulle is uiteindelik aangekla. Teen geen een van die aangeklaagdes kon iets bewys word nie. As gevolg van die feit dat daar onderwysers was en daar was professors en lektore geweest, was daar 'n kampskool geweest, daar was tale gedoseer geweest, daar is snelskrif, daar is boekhou gedoseer, daar is biologie en want soos ek sê, daar was byvoorbeeld professor Schweiker, Dr. Graaf, al die mense wat almal professors was. Dr. Graaf was 'n veearts-sinekundige geweest. Professor Schweiker was 'n plantkundige geweest. Dr. Vogel was 'n skeikundige geweest. Weet en al die mense en van hulle is gebruik om lesings te gee. Jy kon natuurlik nou nie 'n graad verwerf of iets daar nie. In die meeste gevalle was die gesinslede van die manne swaar beproef. Die Oswald Brandwag het toe 'n noodhulpfonds in die lewe geroep om die gesinslede van die politieke gevangenes en die geïnterneerdes by te staan. En hierdie houtsnee afdruk gee vir mense 'n goeie indruk van die omstandighede en die emosies wat destyds aan die orde van die dag was. En daar was 'n hele stal van hulle gevalle waar ons vrouens moes help. As ek nie mis het nie. Dan het ek 43 gevalle het ons vir verwagtende vrouens ondersteuning gegee. In die Kaap is byvoorbeeld met toneelstukke getoer om die noodhulpfonds te versterk. As ons gaan opvoerings doen het, dan moes ons met die trein gery het. Alles moes met die trein vervoer gewees het. Ja, ons het So dit was opoffering. Dit was maar dit moeilik was geweest. lekker. Dit was baie moeilik en die spelers het uit die hele Kaapse skiereiland eintlik gekom. En jy weet, dit was destyds met die verdonkering. Ons het probleme gehad as meisies moet kom. Dan moes ons altyd sorg dat daar 'n manspersoon saam met haar kom, want dit is alles donker. Met 'n bus moet hulle ry of met karre of hulle moet stap. En vir al die opvoerings moes ons 'n plek kry waar ons kan geoefen. Daar was nie sale maklik tot ons beskikking nie. Ons het nie fondse gehad om sale te huur nie. Dit het moeilik gegaan, maar eintlik was dit die moeite werd. Ons het gevoel ons bou iets aan die kultuur. Ons doen iets vir die Afrikaners, ons doen iets vir die Afrikaner volk, ons bring iets op die planke vir die Afrikaners. Van die Oswald Brandwag kant dat ons dadelik funksies gereël deur die hele land om geld in te samel. Maar die SJ's het natuurlik hulle pad nou anders gesien en het is hulle vir my wat hulle beplan na die rooftog. Geef vir my hulle hele taktiek en hulle wil hê ek moet bewus daarvan wees. Ek moet weet wat aangaan. En ons het daar nie vreeslike lang vergadering gehou nie, maar dit was 'n privaat huis. En toe vra die Ferreira, die naam vergeet, sommige kennis Ferreira, vra hy my, generaal, bid nou vir ons, sluit vermiddagsgebed. Dit was seker een van die moeilikste versoeke wat ek ooit gehad het. Nou wat ek bid verseën op hierdie ekspedisie van hulle. Maar ek het dit gedoen, maar dit was plig. En ik ga toe die zondagochtend gaan ik kijken om te zien precies hoe dit gaat. Dan zal ons die volgende zondag toeslaan.
En tot mijn stomme verbazing zie ik opeens, toen die stootwagen met die geld komt, daar springt gemaskerde kerels uit een voertuig uit en vat die geld. Toen bleek dit later, dit was een afdeling van die OB, wat ook daarvan gehoord had. En wat toen die geld kon vastleggen. Maar ik heb daar mijn deel daaruit gekregen, door eenvoudig af te persen. Dus kijk, als jullie mij niet een deel geven, dan praat ik. Maar dit was natuurlijk ook maar half voor die grap. Maar ons hebben toen daar een deeltje gekregen. Naarmate die oorlewingsstrijd moeilijker geworden het, is die noodhulpfonds wederrechtelijk aangevuld door een reeks rooftochten door die stormjaren op banke en betaalmotors. Die last op die beweging is verder vergroot door een groot aantal ontsnaptes uit kampen en tronken wat vervoer en versteekt moest worden. Toen die wachten bij die hek kom, toen die drie wat moest gaan aflossen tussen die Italiaanse kampen bij die hoofdhek, en toen aangestapt. En toen hulle so wegstap, toen spring. Trieter was voor geweest en toen ek en achter mij was Daantje geweest. Spring ons uit en ons stamp die hek. En die wag wat achter hom is gestaan en stamp ons toe onderste bo. En ons hardloop. Maar ons het ons 'n bietjie misreken. Ons het altyd gedink dat die wagte sal nie tot verhaal kom so binne so 6 of 8 sekondes. Want hy moet sy geweer met 'n soort van reg kry en oorhaal en hy weet nie presies wat gebeur nie. Maar hulle het nogal gouer gereageer as wat ons gedink het. Want ons was seker omtrent so 40 tree weg van die hek af toe die eerste skoot geval. Die is toe by ons verby. En ons het gehardloop en net oor die kanaal was daar 'n hek en 'n draad geweest. Ons het vir die oomblik het ons nie besef vergeet van die hek en nie. So hardloop ons daar aan vas. En Trieter het oorgespring en ek het deur die draad gekruip en Marie het ook oor die hek geklap. En terwyl ons daar by die draad is, toe val daar weer die derde skoot. En hy het toe op die draad vasgeslaan tussen ons op daai oomblik. Broer, dit was moeilik. Die moeilijkheid is, daar was baie mense wat jou graag sou ontvang in die herberg en kosje, maar hulle was bang. Die mense was al wind en wakker geboener geweest. En die gevolg is, jy moet so versigtig wees, want daar is enkele ouers wat as hulle gevang is, dan sê hulle waar hulle was en wie hulle gekontak het. En die gevolg is, mense was toe al bietjie skrikkerig. Dit was nie 'n lekker lewe nie. Naarmate Duitsland sy offensiewe momentum verloor het, moes die plaaslike stryd noodgedwongen meer aktivisties raak. Intussen het die Nasionale Party daarin geslaag om die OB in 'n swak lig te stel. Uiteindelik het die beweging ondersteuning begin verloor. Met die 1943 verkiesing was die Oswald Brandwag nog sterk genoeg om te verhoed dat die Nasionale Party wen. Maar die skrif was teen die muur. Dr. van Rensburg het nie altyd die Groot Raad op hoogte gehou van die doen en late van die stormjaars. En daar was elemente in en om die stormjaars wat hom nie altyd ingelig gehou het nie. Daar was die geval van die opblaas van Benoni se poskantoor deur Julian Visser en H.S. van Blerk. Tydens die ontploffing is iemand dood en die twee het die doodstraf gekry. Vir hierdie en ander soortgelyke gebeurtenisse moes die kommandant-generaal verantwoordelikheid aanvaar. Die neerlaag van die Duitsers en die eerloze einde van Hitler en Mussolini was vir die OB-leiers 'n bitter pil om te sluk. Vroeg in 1942 is na bewering reeds aan Dr. van Rensburg gesê dat die OB van taktiek moes verander. Hy wou dit nie aanvaar nie. Hy het steeds geglo dat Duitsland die oorlog sou wen en wel met geheime wapens. Die beweging en veral die stormjaars het hulle voorberei op der Tag.
Die dag dat 'n Duitse oorwinning in Europa hulle die geleentheid sou gee om plaaslik oor te neem. Met die oorlog op sy hewigste was die teenwoordigheid van Duitse duikbote aan die Suid-Afrikaanse kus 'n besliste bedreiging vir scheepvaart. Die vraag is tot watter mate die Ossawa brandwag betrokke was by die verskaffing van inligting aangaande skeepsbewegings. Na amper 50 jaar bestaan daar nie duidelikheid hieroor nie. Daar was van Dr. van Rensburg se kant af baie sterk standpunt ingeneem dat geen militêre berig hoegenaamd moet deurgaan wat enige Suid-Afrikaanse troepe sal benadeel. Ja, daar was hier en daar conflict, hoofdzakelijk op één punt. Hij had gezegd, er mag geen berichten uitgestuurd worden over schepen waarop daar Zuid-Afrikaanse soldaten is. Nou, ik heb het gevoel, dit is een voorwaarde wat ik niet voel, ik kan nakomen. Daar die soldaten het gaan vrijwillig aanmelden en hulle het gegaan om mee broers te vermoorden. Uiteindelik het net die langtermyn politieke gevangenes oorgebly om hulle daar te sluit tot die Nasionale Party in 1948 die bewind sou oorneem. O ja, die eerste wat ik in die tronk gezien heb, hier in die centrale gevangenis, wat zo'n indruk op mij gemaakt heeft, is hoe dat twee bewaarders met Robbie gelopen het, met kettings aan zijn handen en benen. En hij moest van één plek naar die andere in die tronk geneem worden. En toen hij mij ziet, toen lag hij met een galm dat ik dat eenvoudig verbaasd was. Maar die kettings geraas het ik altijd zo daarbij gehoord. Nou dit is so die typische beeld wat je krijgt van die groot misdadiger wat aan kettings vastgebind moet worden. Jy is 23 uit die 24 eerste die vinger alleen in 'n sel opgesluit met niks. Jy mag nie briewe kry nie, jy mag besoek kry nie. Jy het wel nader aan de Bybel gehad om te lees, maar nou die lig in die sel is so swak dat jy kan miskien 'n hoofstuk lees, dan sien jy ook nie meer mooi nie. Dis al wat jy gehad het om te doen. En verder moes jy maar al dat tydkorting wat daar was, jy maar nader aan jouself se vroeër begin vry. Om iets te hê om jou besig te hou. Nou dit is minus 2 maande was ek nie eens gaan opsluit. In 1952 ontbind die Ossawa brandwag as volksorganisasie. En Dr. J.F.J. van Rensburg kom in 1966, paar weke na sy ou politieke vyand Dr. H.F. Verwoerd, te sterwe. En word hier in Verwoerdburg se begraafplaas met militêre eerbetoon begrawe. En so eindig een van die onstuimigste tydperke in die geskiedenis van die Afrikaner.